Hey, goeiemôre. Hier uit. Wat is die wêreld se naam? Cherry. Cherry. Klink soos cherry op die koek.
Nou, ons is bly om vanmôre daar hier te wees, saam met julle te kan wees. Lekker die naam vir die Here te kan groot maak, vir Armand hulle, julle wat ook wees. Ons is bly, julle is dan slag saam met ons weer 'n bietjie hierso. Mense verlang altyd na julle gesigte, mense mis julle as julle nie is nie. Maar dit is lekker om almal van julle hier te hê, en ons glo vanmôre, dat ons groot seën uit die hand van die Here sal ontvang. So, ons maak maar weer eens net vir u vra dat u met maar dophou as hy sein so bietjie weggaan en hy kom dan weer met die mag geduldig wees. Ons is vanoggend sien ons dat MTC sommer vroeg môre was af en hy het gelukkig nou weer teruggekom. Hy's daarom nou weer aan. So ons vertrou die Here dat hy sal deurgaan, dat hy vanmôre saam met ons die diens kan geniet en saam met ons die naam van die Here kan groot maak. Nou ja, volgende Sondag is ons weer in die dorp in Rundu en dan sal ons daar weer by die Eggie Kerk by die Christen gemeente wees. Ons gaan weer lekker die naam van die Here daar groot maak. Sien uit daarna. So nooi nou al iemand saam vir volgende Sondag en ons vertrou dat die Here op 'n besondere wyse met ons gaan deel en met ons dat ons net kan weet, ons koning Jesus lewe. Amen. Goed, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie oggend, dat ons so in u teenwoordigheid kan wees. Hier kan wees om u naam groot te maak. Vanmôre net te kan verklaar, daar is nie nog een soos u nie. U naam is 'n naam bo elke naam. En Here, vanmôre wil ons maar net kom en ons afhanklikheid voor u bely. Of verklaar ook dan, Here, ons kan en wil nie sonder u wees nie. Maar Here, terselfdertyd wil ons vanmôre bid vir elke man, elke vrou. Here, vir elke behoefte wat daar is. U ken elkeen se hart, u ken elkeen se gedagte. U weet, Here, waar elkeen nou sit. U ken elke traan wat stort. Here, u weet ook van elke glimlag wat daar is. Here, want u woord sê, Here, nie eers 'n haar van ons hoof sal verlore gaan sonder dat u nie daarvan weet nie. En daarom weet ek vanmôre, Here, u sien die trane. Here, u sien die bekommernisse. Here, u sien ook daar vanmôre waar daar hartseer is oor 'n geliefde wat verlore is. Maar Here, ons bid vir elkeen van hulle. En ons bid vanmôre, Here, oor die plekke waar nog nie reën gekom het nie. Bid ons, Here, dat u hand daaroor sal wees. Nie omdat hulle of enigeen van ons dit verdien nie, maar alleen uit die groot liefde en genade. Here, ons dank u ook, Here, vir 'n plekke waar die reën geval het. Elke plek, Here. Dank ons u vanmôre, Here, dat u die hemelse sluise oor daardie droë plekke oopgemaak het. Here, ons het gebid en u het verhoor. En daarom eer ons u vanmôre. Ons loof u, want ons weet, Here, u woord sê dit en ons sê dit, Here, u is die bewaarmaker van gebede. U is die beantwoorder van gebede. En daarom loof ons u, laat ons weet, Here, u sê ook in die woord, as ons vra sal u vir ons gee. En ons gee vanmôre vir u al die eer, al die lof en al die aanbidding daarvoor. En ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. How sweet is the song I sing today. I'm redeemed, I'm redeemed. Troubles and sorrow, I went the way. I am free redeemed. Sweet is the song I'm singing today. I'm redeemed, I'm redeemed. Troubles and sorrows, I went away. I have been redeemed. I'm redeemed. My love is mine. Glory, glory, God is mine. I'm redeemed. My love is mine. I have been redeemed. I'm redeemed. My love is mine. Glory, glory, God is mine. I'm redeemed. My love is mine. I have been redeemed.
the morning till I lay my head to rest. I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning till I lay my head to rest, I am blessed, I am blessed. Es sei nie wunderbar, wunderbar. Es sei nie wunderbar, wunderbar. Dieses Rettende Jesus, mein Mann und nicht sein Kind. Es sei nie wunderbar, wunderbar. Es sei nie wunderbar, wunderbar. Es sei nie wunderbar, wunderbar. Jesus Rettende Jesus, mein Mann und nicht sein Kind. Es sei nie wunderbar, wunderbar. You got some fire in my soul, Lord, take it down, Lord, take it down. Got my hands full, babe, of the living good. Take the new, got some fire in my soul. Take the new, got some fire in my soul, Lord, take it down, Lord, take it down. Got my hands full, babe, of the living good. Take the new, got some fire in my soul. Oh, thank the Lord. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus will sing and shout returning and behold and behold back to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus will sing and shout victory. We will climb the road, we will climb the desert before. For greater is He that makes me overcome. We will walk in the power of His light, we will stand for His glorious light. For greater is He that makes me overcome. We will walk in the power of His light, we will stand for His glorious light. For greater is He that makes me overcome. We will walk in the power of His light, we will stand for His glorious light. For greater is He that makes me overcome. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art.
Amen. Ons noem hom die Alfa, ons noem hom die Omega, ons noem hom die blinkende môrester, ons noem hom die soetroos van Saron. Seker een van die mooiste liedere wat daar ook kan wees. Goed, vanoggend se gedagte wat ek met ons almal wil deel is 'n bietjie praat oor wie geloof het, wie het geloof. En dan rondom geloof weet ek eerste keer as 'n mens praat van geloof, die eerste wat mense noem, hulle sê ja, maar jy moet geloof hê, geloof dis reg, ons gaan nou daaroor praat, maar geloof praat die mense meeste van die tyd, as sê hulle, jy moet die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, jy moet, en daar's so baie dinge wat mense oor geloof sê, maar die geloof wat ek eintlik met wil praat is oor jouself, oor my geloof. Wat glo ek? En baie keer, ek sê altyd vir mense, jy kan net 'n ding praat waarin jy glo. Jy kan nie iets anders te praat as wat jy glo nie. Nou baie keer, dan sal ons hoor mense sê, kom ons sê maar, ons hoor daar in die kerk gebeur dit, of daar gebeur dit, dan baie keer dan hoor ons, kinders van die Here maak dit, en dan sal ons baie keer vir mekaar sê, ek glo nie dis van die Here nie. Hoor wat sê jy? Ek glo nie dis van die Here nie. Wat sê, wanneer 'n mens daaroor praat, beteken dit, jy is nie in dieselfde golflengte wat daardie mense is nie. Of jy glo nie dit wat hulle praat is reg nie, of dit wat hulle doen is reg nie. En daarom weerstaan ons baie keer, en dis hoekom ek sê, jy kan een keer kan jy sê, wanneer jy kan of stil bly. Daarom kry jy baie keer mense, wat as jy praat van ander borrel oor wat die Here vir hulle doen. En ander is weer stil. Hy praat nie baie nie. Maar tog, wanneer hy baie keer praat, dan sal hy vir jou sê, ek glo dit. Baie keer in die bediening het ek al gekom, dan preek ek 'n Sondag oor 'n ding, en agterna sal iemand kom, of hy sal my op 'n tyd sê, weet jy het eintlik dit en dit gesê, maar weet jy, ek glo eintlik dit. Nou wanneer 'n mens dit sê, dan beteken dit, jy stem nie saam met dit wat gebeur nie. Want jy kan net saamstem met iets, wat jy oortuig in jou hart is, dis reg. Anders te nie. Anders sal jy stil bly, jy sal neutraal sit, of jy sal terugsit en sê, nee, ek stem nie daarmee saam nie. Wat sê, jy bevorder dit ook nie, want jy glo nie daaraan nie, en jy praat dit ook nie. Wat sê, deur die lewe tot vandag toe, bly dit nog altyd, en uit die Bybelse tyd uit was dit ook so gewees. Jy kan alleenlik praat waarin jy glo. Jy kan alleenlik mense oortuig waarin jy glo. Jy kan my nie van 'n ding oortuig as jy nie self daarin glo nie. Jy sal eerder terugstaan, jy sal neutraal wees, jy sal sê, ek bly maar liewer stil, ek hou maar liewer my mond stil, ek gaan nie hieroor praat nie, want ek stem nie daarmee saam nie. Omdat jy nie daaraan glo nie. Verstaan ons nou vanoggend. Nou wanneer ons hier praat, wat se geloof, wat ek amper met jou praat het jy? Die eerste vraag wat ek dalk vir ons vanoggend wil vra, en vir almal wat luister, wat is die grootste geloof wat 'n mens moet hê in jou?
As jy vanmôre moet sê, wat is jou grootste geloof? Wat jy glo vanmôre jy moet hê? Wat sal dit wees? Wat sal jou antwoord wees? Dink so 'n bietjie daaraan. Wat dink jy vanoggend is jou grootste geloof? Wat jy moet hê? Wat jy moet glo? Wat jy moet saam met jou vat? Nou baie keer kan ons nou hieroor kan ons baie top. Een ou kan sê, man, my geloof is, ek glo in dit, en ek glo in genesings, ek glo in dit, ek glo in die wederkoms, ek glo in dit, ek glo in die koms van die Here, ek glo ons moet arbei vir die Here, ek glo ons moet dit doen. Jy kan baie goeders vanmôre sê, en elke ene van ons sal verskil oor wat is die grootste geloof wat ek moet hê. Maar daar is een gesamentlike geloof vanoggend, wat ons almal moet hê. As kinders van God moet ons dit hê. Ons kan nie anders op hierdie vlak beweeg nie. Ons kan baie verskil van ek glo jy moet gaan werk vir die Here, of jy moet gaan arbei. Ek kan glo jy moet die siekes gesond maak, want die Here sê so in sy woord, ek glo jy moet dit doen, ek glo jy moet dit doen. Maar vanoggend is daar een gesamentlike geloof wat ons almal moet hê. Sonder dit kan jy nie voortbeweeg as 'n Christen. As jy dit nie binne jou het nie. As ons nie saam daar is nie. Nou weet ek julle vanmôre. Ek sien die rook trek nou. OK, goed. Johannes 12 vers 44, kom ek vat julle na hom toe. Johannes 12 vers 44 sê, en nou wil ek hê jy met jou kop, wat ek dit lees. En Jesus het uitgeroep en gesê, wie aan my glo, glo nie, hoor nou, wie aan my glo nie in my nie. Nou sê dit reg. Jesus sê, wie aan my glo nie in my nie. Want sê, jy glo nie eintlik in Jesus nie. Maar dan gaan hy, en hy sê die ene wat die mees belangrik is, glo my nie, maar dan sê hy, maar in hom, die Vader. Die Vader. Die Vader. Jesus sê, dit gaan nie oor my nie. Jy glo nie in my nie. Deur my glo jy wat? Jy glo die Vader, hy sê, wat my gestuur het. Wat sê, die eerste gedagte wat 'n mens het uit geloof uit van die Ou Testament tot in die Nuwe Testament, maak nie saak wat nie, was dit God die Vader gewees. Met ander woorde, die Seun en die Heilige Gees het die drie-eenheid van God gemaak. Maar die Vader, God self, was van die begin af gewees. Daarom het hy gesê, wie het hulle aanbid? Hulle het God aanbid. Hy was die autoriteit gewees. Hy was hulle bestaan gewees. Hy sê, ek en jy se bestaan vandag. Jesus sê, ek doen niks anders as wat die Vader my sê om te doen nie. Nie eers hy wat die eer van die Vader nie. As ek en jy vanoggend iets anders te wil eer gee, ons moet aan Jesus eer gee, ons moet aan die Heilige Gees eer gee, dis deel van die God se eenheid. Maar as jy enige ander, om te gaan werk, om dit te doen, en jy dink dit is groter, dan misgis jy jou vanmôre. Daar is net een waaragtige God, en dis die God van Abraham, Isak en Jakob. Daar's net een koning Jesus, dis die seun van die lewende God. Daar's net een Heilige Gees, daar's nie 2, 3, 4 Heilige Geeste nie. Hy sê, maar wie aan my glo, maar wanneer jy dit begin glo, wanneer jy begin glo in die Vader, wanneer jy glo, onthou, niks te doen met al hierdie goeders nie, dan die seker een van die mooiste, Johannes 3 vers 16 sê die Here, want so lief, weet wat, het God die wêreld gehad, jou en my ingesluit. Hy sê, dat hy sy enige gebore seun gegee het, hoor nou, sodat elke ene, wat in hom glo, wat kan maak, in hom kan glo, nie verlore moet gaan nie. Wat sê my geloof in die Vader vanmôre, my geloof in my koning Jesus, beteken vanmôre,
laat ek nie kan verlore gaan nie. Niks te doen met wat ek gedoen het nie. Niks te doen met wat ek gemaak het nie. Niks met wat ek verwerf het nie. Niks te doen. Hy sê, sodat ek in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die eerste belofte wat die Here het. Hierdie eerste ene wat die Here sê, is om sodat ek die ewige lewe kan hê. Jy en ek lewe vandag vir God oor een rede, by hom vir ewig en vir altyd te kan wees. Niks anders te nie. En dis geloof. Dis om te glo. Nou kan baie mense vanmôre sê, ja maar pastoor, wat is geloof? En wat is om te glo? Is presies dieselfde ding. Want as jy nie geloof het, kan jy nie glo nie. As jy nie glo nie, kan jy geloof hê nie. Hulle is hand in hand, dis dieselfde ding. Jy moet geloof hê om te kan glo. Jy moet kan glo om geloof te kan hê. Maak nie saak hoe jy vanmôre daaroor gaan nie. Wat hy sê, so lief, die eerste gedagte is met ander woorde, is om God te verheerlik, om te glo in hom vanmôre. As jy kan nie aan Jesus glo, as jy nie glo in die Vader nie. Jy kan nie glo in iets anders vanmôre, as jy nie glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Dis die belangrikste van alle dinge. As jy vanmôre moet praat van belangrikheid, is dit die mees belangrikste wegspring wat kinders van God ooit kan hê, of mense kan hê, is om by die Vader en die Koning Jesus en die Heilige Gees die deel te wees. Niks anders te nie. Dis jou grootste geloof. Want as jy nie glo in die Vader nie, kan jy nie ook in niks anders te glo nie. As jy nie glo in die Seun vanmôre nie, kan jy niks anders te glo nie. Dis dan niks nie. As jy nie glo in die Heilige Gees vanmôre nie, is daar niks vir jou nie. Jy sien daarom die wêreldsmens, wat God nie dien nie, praat nie oor die Vader nie, hy praat nie oor die Seun nie, hy praat nie oor die Heilige Gees nie. Die ateïs praat teen dit. Hy sê, daar is nie 'n God nie. Hy sê, daar is ook nie 'n God wat bestaan nie. Die duiwel aanbidder sê, man, daar is nie God, dis net die duiwel wat daar is. Jy sien hulle maak dit. Johannes 3 vers 18 sê, hy wat in hom glo, met ander woorde, wat in hom glo, dit is Jesus. Hy sê, en wat in hom glo, hoor nou vanoggend. Dit is die belangrikste, dit het niks te doen nie. Waar glo jy vanmôre? Glo jy vanmôre dat die Here vergewe jou sondes? Glo jy vanmôre dat die Here vergewe jou oortredinge? Dan sê, en hy wat in hom glo in Jesus, word, hoor nou, word nie veroordeel nie. Maar ons koppe werk nie so nie. Eendag baie jare terug, het ek eendag met iemand gepraat, wat ook oortree het, en hy kom by my en hy gesels, en ons het baie gebid, en hy sê vir my op 'n stadium my lewe, hy sê, weet jy pastoor, of wil hy sê, weet jy, die Here het my lankal vergewe, vir my daad. Hy sê, maar die mense het dit nog nooit vergewe nie. Dawid sê, toe Dawid praat, sê Dawid toe die profeet vir hom staan en sê, jy moet kies. Toe sê hy vir die profeet, luister, laat my liewer val in die hand van God, want God, ek ken hom. Hy's 'n barmhartige en hy's 'n genadige God. Moet my net nie laat val in die hand van 'n mens nie. Want jy sien, hy het nie geglo in mense nie. Hy het hulle geken, hy het hulle geweet, maar terselfdertyd het hy geloof gehad dat God sal sy sondes vergewe. Hy het dit geweet, en hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy, hoor nou, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie glo nie. Sien ons nou vanoggend, hy sê, hy het die naam van die eerstgeborene seun van God nie, en hy het ook nie die naam van die eerstgeborene, die seun van God nie. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, dit is seker een van die mooiste tekste vir my gewees, alle jare. As ek mense bedien het ek altyd met hulle gepraat oor Johannes 1 vers 12. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, hoor, aan hulle het hy mag gegee om wat? Om kinders van God te word.
Wil sê, die skrif as jy hom vat, hy sê, maar almal wat hom, Jesus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om wat te word? Om kinders van God te word, om wat? 'n kind te word. Om 'n kind te word, van God te word. Aan hulle, hoor nou, wat in sy naam? Glo. Wat in sy naam glo? Jy kan nie kindskap vanmôre hê nie, as jy nie in hom glo nie. Jy kan nie kindskap vanmôre hê by God, as jy nie in hom glo nie. Jy kan nie vanmôre 'n kind wees voor die aangesig van die Here, as jy nie in hom glo nie. Want dis ons belangrikste. Hoe kan jy verwag van iemand iets, as jy nie in hom glo nie? Baie keer sal mense dinge doen, dan hoor ek mense en ons praat almal dieselfde. Man, ek glo nie daai ou nie. Ek glo nie dit wat hy sê nie. Nou sal jy dan iets aanneem as jy nie in hom glo nie? Nee. Alleenlik as jy in hom glo, hy gee jou die mag om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam, maar jy moet glo vir dit. Jy moet glo vanmôre in Jesus Christus is ek vry. In Jesus vanmôre is my sondes vergewe. In Jesus vanmôre is ek gesond gemaak, is daar genesing vir my. As jy dit glo vanmôre, dan sal jy dit spreek. Daarom wanneer jy baie keer met mense praat, dan sê hulle glo nie, ek glo nie sommer aan die genesing, hierdie genesings nie. Of ek glo nie aan duiweluitdrywing nie, ek glo nie aan dit nie. Hoekom? Want jy glo dit nie, daarom spreek jy dit nie. Maar praat vanmôre met 'n ou wat die evangelis is, wat rondgegaan het, en mense gesond gemaak het, jy moet hoor waaroor praat hy. Want hy glo dit. Jy sien, dis die verskil vanmôre. Baie van ons glo nie dit die evangelie. Ons glo nie dat Jesus kan jou gesond maak nie. Ons glo nie vanmôre dat hy jou kan vrymaak nie, want ons spreek dit nie. Jy kan dit net spreek as jy dit glo. Ek glo vanmôre dat die Here kan mense vrymaak. Dan spreek ek dit. As ek vanmôre sê, ek glo nie dat wat hulle nou doen is reg nie, dan spreek ek dit, maar ek spreek teen dit. Want ek glo nie daarin nie. Wat sê om te glo is vanmôre om te weet ek is aangeneem. Ek is syne vanmôre. Ek is kind van God. Aan hulle wat in sy naam glo. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof, hoor nou, omdat ons uit die geloof, jou geloof, my geloof, geregverdig is, hoor nou, het ons wat? Het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Vrede. Daarom sê ek vanmôre, jy het verlossing. Jy het 'n ewige lewe. Jy het verlossing. Here sê ek vergewe jou sondes. Ek maak jou vry, ek veroordeel jou nie. Ek het nie 'n veroordeling oor jou nie. Jesus sê toe hy gekom het dat die aarde. Toe sê ek het nie gekom om te oordeel nie. Ek het nie gekom om te verwyk nie. Maar ek het gekom dat elke mens moet gered word. Hy spreek dit want hy het dit geglo, hy het dit van die Vader. En daarom sê, omdat ons dan uit die geloof, dit wat ons glo vanmôre geregverdig is, het ons wat? Vrede. Ek kan vir jou sê, ek het al baie in my lewe dit al gesien, waar mense niks in huis het nie, maar het vrede met God. Dit het ek al gesien. Ek het al in my lewe gesien by huise, wat mense oorloop van die geld, hulle het nie geld tekort nie, maar hulle wat? Hulle het vrede. Dan het ek gesien baie keer, wanneer mense niks het nie, maar hy is ontevrede. Hy het nie die vrede van God in hom nie. Ek het al baie keer by mense gestaan, dat sê hulle vir my, pastoor, maak nie saak van dit wat gaan gebeur nie. Ek het vrede in my hart. Ek het vrede by die Here. Daarom sê hy, ons dan wat uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Jy en ek, wanneer ons glo, het ons wat? Vrede. Vrede. Dis buiten al die goed wat jy wil doen. Buiten alles wat jy vanmôre moet maak, is om vanmôre te bid as Romeine 10 vers 11 sê. Want die skrif sê, elkeen wat aan hom glo, elkeen wat aan hom glo, sal nie beskaam word nie. As jy vanmôre aan hom glo, sal jy nie beskaam word nie. Sal jy nie hoef jou kop in 'n gat te druk nie.
Sou jy nie hoef te gaan wegkruip nie. Jy sal nie hoef te worry vir mense nie. Ek wil vir jou sê, luister hierso, wanneer Christus in jou is jy nie, staan jy nie as skaam nie. Want jy het iets waaroor jy kan praat. Jy kan mense iets vertel. Jy kan vir mense vertel wat is vir jou belangrik. Baie keer sit ek by gesprekke daaroor, dan sê mense sê, hierdie ding is vir my belangrik. Want ek glo in dit is hoe dit moet werk. En wanneer jy dit sê, dan praat jy daaroor. Jy kan lang stories vir my daaroor vertel. Maar wanneer elkeen wat in hom glo, jy sal nie beskaam staan oor dit wat jy spreek van die Here nie. Ek wil vir jou sê, ek is nie skaam om in 'n plek te sit en te bid vir my kos nie. Ek is nie skaam om op 'n plek te staan en te bid vir die Here nie. Ek gee nie om wat jy is nie, wat jy sê nie. Want hy sê vir my, ek hoef nie beskaam te wees nie. Jy sien, as mense my ken, kan hulle sê, ek is skaam om vir Willie Tron te ken. Of daar ou te ken, daar ou te ken. Luister, ek is nie vanmôre skaam om te erken wie ek bely nie. Ek is nie vanmôre skaam om vir mense te vertel wie ek dien nie. Ek is nie skaam vanmôre om vir enigiets te sê nie. Ek kan hulle vanmôre vertel van die grootheid en die heerlikheid van my Here. Wat hy sê, jy sal nie beskaam staan nie. Jy sien, want my God is nie 'n leienaar nie. My God is nie 'n mislukking nie. My God is nie vanmôre iemand wat nie bestaan nie. My God is die ewige God van die hemel en die aarde. Ek hoef nie skaam te wees vir hom nie. Ek wil vir jou sê, baie mense aanbid verskillende goeders in hulle lewens. En later dan is hulle skaam dit wat hulle gedoen het, dit wat hulle geglo het. Ek is nie skaam nie, want ek dien 'n groot en 'n magtige God. Daarom sal ek nie beskaam staan nie. My geloof. Johannes 7 vers 38. Hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê. Luister nou. Dit is deel van glo in wie? Onthou, ek is nie by werke nie. Ek is nie nou by om gesond te maak en wat is die belangrikste vir my? Die belangrikste vir my is my Vader. Die Seun en die Heilige Gees gaan nou kom. Dis vir my belangrik, dis waaraan ek glo. As ek twyfel aan my geloof met dit, dan moet ek kyk na myself. Dan moet ek vra vanmôre, hoekom en waarom? Johannes 7 vers 38 sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, hoor nou, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. As ek glo, sal ek 'n borrelende fontein hier binne word. Dis presies wat ek gesê het. Jy kan nie iets praat as jy nie daarin glo nie. As jy nie vanmôre glo in die heerlikheid en die grootheid van God nie, kan jy nie daarin praat nie. Jy sal nie. Maar luister, wanneer jy praat oor die dinge van die Here, wanneer jou geloof in die Here is, wanneer hy vir jou alles in jou lewe is, dan kry jy hierdie mond nie stil gemaak nie. Hoekom? Want dit borrel in jou, 'n fontein van lewende waters wat in jou borrel. Johannes 12 vers 36 sê, solank as julle die lig het, hoor nou, solank as julle die lig het, met ander woorde ons koning Jesus, solank julle die lig het, glo in die lig. Glo in wat? Glo in ons koning Jesus. Glo in hom. Sodat julle kinders van die lig kan word. Hy sê kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom verberg. En dan 1 Petrus, dis 2 vers 7 sê, vir hulle dan wat glo, hoor nou, vir hulle wat glo in hom vanmôre. Hy sê, is hy kosbaar. Ons het 'n liedjie wat ons altyd te sing, hy is kosbaar en waardevol vir my. Hy is kosbaar. Hy is so kosbaar vanmôre vir jou, omdat jy wat is? Omdat jy in hom glo. Omdat jy in hom glo. Jy vanmôre in hom glo.
jy in hom glo verband. Maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat die bouers verwerk het, het die hoeksteen geword. En die steen des aanstoots, 'n rots van struikeling. Maar waaroor dit gaan? Hy sê, want hy, as jy glo, raak dit vir jou kosbaar. Ek wil vir julle sê, daar is nie 'n groter demand, as ek dit so kan noem vanmôre, en goud wat ek het, as my koning Jesus nie. Daar is nie so nie. Want ek het hom lief. Hy is my kosbaarder as al die silwer, as al die goud, as enige ander ding, is hy vir my kosbaarder vir my. Wat sê, is hy vanmôre vir jou? Johannes 7 vers 39 sê, en dit het hy gesê van die Gees, wat ons sou ontvang. Want daai tyd het die Heilige Gees nog nie gekom nie. Hy sê in hom geglo, want die Heilige Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Hy sê, en dit het hy gesê, van die Gees, van die wat so ontvang, van wat in hom glo. Jy kan alleenlik die Heilige Gees ontvang, as jy wat maak, as jy glo. Jy kan nie die Heilige Gees vanmôre ontvang, as jy nie glo in dit nie. As jy nie glo vanmôre in hom nie. As jy nie glo in ons Papa Koen nie. As jy nie glo in ons koning Jesus nie. As jy dit nie vanmôre glo nie, dan kan jy nie die Heilige Gees ontvang nie. Galasiërs 2 vers 20, en daarmee wil ek afsluit. Ek is met Christus gekruisig. Nou vra ons vanmôre, hierdie geloof wat ek het. En Paulus skrywe vanmôre hierso, en dit is vanmôre vir ons almal. Ek is met Christus gekruisig, en dan sê hy iets, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit is sy, as jy glo. Hy sê, ek vanoggend leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Jesus sê, ek leef nie in my nie, maar die Vader leef in my. Wanneer die Heilige Gees in jou woon, wanneer die Heilige Gees deel is van jou lewe, hy sê met ander woorde, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek ook deur die geloof in die Seun van God, hoor nou, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Wat sê, ek glo vanmôre dat hy my losgekoop. Ek glo vanmôre dat hy my vrygemaak het. Ek glo vanmôre in die Vader. Ek glo vanmôre in die Seun. Ek glo vanmôre aan die Heilige Gees. Ek glo vanmôre aan die drie-eenheid van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek glo vanmôre aan die heerlikheid. Ek glo vanmôre dat my sondes is vergewe. Ek is vrygemaak. Ek glo vanmôre dat ek in die lig van die Here stap en wandel. Ek glo vanmôre dat hy bewys die ene wat voor my uittrek, wat my vat in die hand. Ek glo vanmôre wat as ek hom aanbid, dan sê hy, wanneer jy na my toe kom, dan sal ek jou nie van my wegstuur nie. Ek glo vanmôre met my hele hart, met my hele wese, dat hy by elke een vanmôre, hy is daar vir jou bekommernis, hy is daar vir jou seer, hy is daar vir jou pyn, hy is daar vir jou vreugde vanmôre, want ek is vanmôre in hom. Ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. En wanneer hy in my leef, wanneer ek beginne bely, kan ek in geval nie meer doen wat ek wil doen nie. Dan kan ek nie meer spreek wat ek wil spreek nie. Daarom kla die Heilige Gees jou so vinnig aan as jy iets verkeerd gesê het. As jy iets verkeerd gepraat het, baie keer het ek verkeerde goed gesê, baie keer het ek 'n verkeerde ding gesê, baie keer het ek mense verkeerd gesê, maar wanneer ek vanaand op my bed lê, dan praat die Gees met my. Hoekom praat hy met my? Omdat ek deel van hom is, omdat ek glo in hom, ek glo hy oortuig my, ek glo hy oortuig my van sonde en geregtigheid, ek glo vanmôre hy is deel van my wese en my binneste, ek glo vanmôre hy is my alles. Jy sien, daarom praat ek dit. Daarom is ek nie skaam nie. Het ek foute? Julle wil nie weet nie, praat met Elsie. Vanoggend, kyk sy jou so aan. Sy sê, haal jy jou sakdoeke uit?
Dan weet ek, hier kom 'n storie, nou dink ek vinnig. Ek sê altyd in die boonste lei, want dis waar my sakdoeke lê, waarmee ek kan werk. Sy haal daar 'n sakdoek uit, nou vat sy hom, sy maak hom so oop en sy wys hom vir my. En ek weet, hier's moeilikheid. Ek sê vir haar, nou speel ek die kaart. Ek sê vir haar, hey my vrou, jy kan nie nou kwaad, want ek sien hy stemmetjie begin het. Ek sê vir haar, jy kan nie nou kwaad word nie, want ons is op pad kerk toe. Dat gee my daarom so 'n paar uur voorsprong. Sy sê, jy kan bly wees, ek het die gister net gesê nie. Want sy gebruik dit tot my voordeel. Maar, ouens, waar glo jy vanmôre? Waarin glo jy vanmôre? Vanmôre het ek vir jou geskep om te sê, dis geloof. Die ander is geloof. Daar's baie dinge oor geloof. Daar's baie dinge oor geloof, wat jy vanmôre kan hê. Maar die belangrikste het ek vanmôre vir jou gegee. Dis om in hom te glo. Jou alles. En vanmôre te weet, hy maak jou vry. Hy gee jou nuwe lewe. Hy gee jou die ewige lewe. Hy gee jou vrede. Jy sal nooit beskaam staan by hom nie. Jy is kind vanmôre. Jy's uitgesoek. Jy's nie hier jy kind nie. Jy's nie 'n optelkind nie. Jy's koningskind vanmôre. Jy behoort aan die koning van die konings. Spreek dit waarin jy glo. As jy vanmôre glo dat hy kan dit vir jou doen, spreek dit. Praat dit, vertel dit. Wat sal mense van my dink? Mense kan dink wat hulle wil dink. Hulle kan sê wat hulle wil sê. Maar ek het iemand daarbo wat groter en magtiger as enige ding is. Ons grootste probleem altyd, ek sê dit vir baie mense, is onsself, met onsself. Die Here het jou lankal al vergewe, dan sit dit op jy nog oor jou sondes, amper soos ander mense. Die Here het jou lankal vergewe vir wat jy gedoen het, dan sit hy jy nog steeds oor dit. Ek het baie keer mense gekry, jare terug het die Here het hulle dit gedoen, jare terug het die Here hulle al vergewe, dan vra hulle vandag nog vir my, pastoor, sal die Here my daarvoor vergewe? Wat glo jy? Wat glo jy? Glo jy vanmôre dat hy vergewe jou? Glo jy vanmôre dat hy maak jou vry? Glo jy vanmôre dat hy gee jou die oorwinning? Glo jy vanmôre hy is alleen by sy God? Glo jy vanmôre hy's daar? Glo jy vanmôre hy's die enigste in jou lewe? Dan is hy daar. Wat sê ek wil vanoggend vir elkeen van ons, ek glo dit in my hele hart en my hele wese, dat elkeen van ons vanoggend, dat ons vanmôre op daardie plek sal kom, en vanmôre net een ding sal sê. Vat Johannes 3 vers 16 vanoggend. Dan sê jy net vir jouself. Weet jy, so lief het God my gehad. Onthou die wêreld, my gehad. So lief het God my gehad, dat hy sy enigste seun wat hy gehad het, dat hy hom vir my gegee het. Dat hy deurboor was vir my. Dat hy aan die kruis gehang het vir my. Dat hy gesterf het op Golgotha se heuwel vir my. Dat hy na die 3de dag opgestaan het terwille van my. Dat hy opgevaar het na die Vader terwille van my. Dat hy sit vanmôre aan die regterhand van die Vader terwille van my. Laat hy vanmôre intree vir jou en my by die Vader terwille van wie? Van my. Laat hy vanmôre met die Vader praat en sê, wees hom of haar nog genadig terwille van my. Dis vir jou wat hy dit doen. Dis vir jou wat hy intree. Want so lief het God jou gehad en het jou nog steeds. Toe jy gebore het, toe jy jou geskape het hy jou nie geskape met 'n gedagte dat hy verloor hy moet op niet gaan nie. Toe jy jou geskape het hy drome vir jou geplaas in jou binneste. Sy drome het hy in jou gesit. Sy heerlikheid het hy in jou gesit.
Sy grootheid het hy in jou gesit. Maak nie saak wat jy vanmôre vra nie, dit wat hy gehad het, dit wat hy vir jou gegee het, hy al klaar aan jou ingeplant en in jou gebou, sodat jy en ek vanoggend die heerlikheid van hom kan beleef. Daarom kan mense sê wat hulle wil, hulle kan praat wat hulle wil, maar die dag as jy begin glo, dan begin spreek jy dit. En wanneer jy dit spreek, dan glo jy dat die Here het al hierdie goeders vir my gedoen. Alles. Nie net bietjie nie. Dis hy wat my losgemaak het. Want hy het in die kruis gesterwe vir my. Hy het my sondes en my ongeregtighede op hom geneem. Terwille van my. Sê net vanmôre vir hom. Here, dankie. Terwille van my. Terwille van my. Terwille van jou vanoggend, terwille van ons almal vanoggend, elke een kan sy naam daar sit, terwille van my, maar glo jy dit vanmôre? Glo jy vanmôre? Glo jy dit? Dis die belangrikste om te glo. As jy dit nie glo nie, kan jy nie eers vir mense gaan vertel God is liefde nie, want jy het dit nie leer lief hê nie. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend kom ek, en hierdie woord wat jy op my hart gelê het ek vir hulle gebring. Here, ek weet daar's mans en vrouens wat twyfel aan hulle geloof. Ek weet daar's jong mense wat twyfel aan hulle geloof vir U. Maar Here, vanmôre weet ek net een ding. U het vanmôre vir ons gewys, wanneer ons geloof in U het ons kindskap. Het ons vanmôre U aan ons kant. Here, U reinig ons, U was ons, U maak ons vry, omdat ons in U is. Here, omdat ons dit vanmôre glo en dit spreek en dit bely. Here, maak nie saak wat mense sê nie, U sê vir ons, ons sal nie beskaam staan nie. Maak nie saak wat mense sê van geloof nie, Here, U sê as ek vanmôre glo, sal hierdie goed my te beurt val. Here, maak nie saak wat mense se gedagte oor geloof is nie. U sê vanmôre as ek glo, dan sal ek U kind wees. Sal ek 'n erfgenaam wees. Sal ek die heerlikheid van U sien? Sal ek vir U ewig lewe? Sal ek nie sterwe nie, maar sal ek gaan van krag tot krag, van heerlikheid tot heerlikheid. Here, U woord sê dit, en wanneer U woord sê, dan glo ek dit met alles wat in my binneste is. Here, omdat ek weet, Here, U het ons so lief gehad, dat U enige seun gegee het, sodat ek vanmôre kan lewe in oorvloed kan hê. Dat ek vanmôre kan lewe in vrede, sodat ek die heerlikheid van U kan beleef, omdat ek glo in U vanmôre. Here, ek glo vanmôre aan U, omdat ek weet, Here, U maak my pad vir my. Ek glo vanmôre in U, Here, omdat ek weet, Here, U lei my vanmôre na die nuwe Jerusalem. Here, ek glo in U vanmôre, omdat ek weet, U berei my pad vir my. Here, ek glo vanmôre in U, omdat ek weet, Here, U vat partykeer die klippe uit my pad uit. Here, ek glo vanmôre in U, omdat ek weet, Here, U vul die dale op, Here, sodat ek op gelypad kan loop. Ek glo vanmôre U. Ek glo vanmôre U naam. Ek glo vanmôre in die Seun. Ek glo vanmôre in die Heilige Gees. Vader, ek glo vanmôre, daar's niemand anderste as U nie. Nie in die hemel nie en ook nie op die aarde nie. Here, daar sal nie nog ene wees soos U nie. En daar kan ook nie weer iemand wees soos U nie. En daar sal nie weer iemand wees soos wat U kan wees nie. Want U is ewig en vir altyd. Ek glo vanmôre, Here, U is my alles. Here, kom raak ons aan. Seën ons, Here, sodat ons U heerlikheid, dat ons geloof na vanoggend
weer nuut versterk sal word. Waar ons begin twyfel het, Here, laat ons nuwe krag sal kry. Waar ons moeg en moedeloos geword het, laat ons nuwe ywer sal kry. Here, waar ons alle hoop al opgegee het, Here, laat ons weer tot sterkste sal gaan. Here, kom seën ons, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Weet julle, 'n mens dink baie keer aan hierdie goeters. Is maandag te hoor ons mense wat jare terug saam met ons het in die veld gestaan en hulle saam met ons, hulle het so eentjie vir ons gestaan, Eddie en Rika en ons het so 'n bietjie van hulle afgestaan. En ek ken hulle al baie jare. En baie keer as dinge vir haar te swaar geraak het, dan sê sy altyd, bel vir pastoor Willie, bel vir Willie. En vra vir Elsie, hulle moet vir my bid. Nou laas Sondag is sy oorlede. En ons dink besonder aan daai familie. Maar wat wil ek vir julle sê vanmôre? Ons weet nie hoeveel kans en geleenthede ons almal het nie. Môre kan jou tyd verby wees. Môre wil jy dalk nog 'n bietjie geleef het. En jy wil dalk nog vir die Here iets gedoen het. Dan is dit klaar te laat. Daarom sê die woord vir die Here ook, die tyd wanneer die aangename tyd daar is, moet jy maar dit doen. In die laaste paar jaar van haar lewe was nie val baie maklik gewees nie. Val die laaste jaar. Maar ons dink aan die familie en ons weet sy het geglo. Sy het geglo in hom. Want sy sou nie geglo het en my gevra bid as sy nie geglo het nie. En daarom glo ek, waar was sy vandag is die beste plek wat daar ooit kan wees. Is dit die heerlikheid van die Here en die grootheid van die Here. Wat 'n kosbare ding om te weet. Die woord van die Here sê, as iemand sou sterf vir Christus, is dit 'n wins vir die koninkryk vir die Here. Vir ons is dit 'n verlies, 'n groot verlies. Maar vir die koninkryk vir die Here is dit 'n wins. En dit maak meer saak as ek en jy se verlies wat ons het. Want daar is grootheid in die heerlikheid vir die Here. Ek gaan hierdie koortjie mee afsluit vanmôre. Oh, come, Holy Spirit, I need thee. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Oh, come, in thy strength and thy power. Holy Spirit, I need thee.
Here, vanmôre dank ek U net dat ek U kan uitnooi na ons hart en ons lewens. En vanmôre kom ek en ek kom gee elke man, elke vrou vanmôre met U voor U. Elkeen wat ons ken. Elkeen met wie ons paie al van tevore gekruis het. Deur die jare en oor die jare. Here, vanmôre bring ek elke ene voor U aangesig. Elke leier. Van die grootste tot die kleinste. Van die jongste tot die oudste vanmôre. En ek kom gee elke ene vir ons vandag voor U. En Here, soos wat U gepleit het by U gebed vir U disippels, pleit ek vanmôre vir elkeen van hulle. En ek vra, Here, laat elke ene nie sal verlore gaan nie. Maar Here, laat hulle die ewige lewe sal beerwe. Here, laat hulle vanmôre U heerlikheid sal sien en die heerlikheid sal beleef. Maar nou, Here, wil ek hulle seën. Ek wil hulle seën vanmôre met die seëninge van U. Ek wil hulle seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want hulle is nou maar net eenmaal. Ons is nou maar net eenmaal die geseëndes van die Here. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie, baie dankie. Die Here seën U. En ons sien mekaar dan volgende Sondag. Dan is ons in Runde. Mooi bly. Praat ons weer.